Welkom by Politiek. Ek is Daniel Elof en saam met my in die ateljee vandag is Paul Maritz, Herman Pretorius en Ernst van Zyl. En in vandag se episode: Haatspraakwet voorlopig uitgesny. Cricket Suid-Afrika teen almal in die kruit en datapryse belaglikheid. Nou ja, kerels, natuurlik dink ons dat die jaar rustiger gaan raak, omdat die paaie veronderstel is om rustiger te wees, minder kinders op pad skool toe, wat ek al, en tog lyk dit asof die wêreld letterlik besig is om mal te word. So, net 'n woordjie aan Fransja van Cooke, toe hy gesê die wêreld is mal, lyk dit vir my hy was meer en meer reg geweest. Erns, ons weet haatspraak is 'n groot issue vir ons by politiek en vir ons as Suid-Afrikaners, en nou lyk dit asof ons nie regtig 'n wet het wat dit reguleer. Ons 'n klein bietjie minder mal nou. 'n bietjie minder mal. Wel, iets het hier gebeur wat nogal baie mense aan die praat gekry het, en dit is die feit dat die Appelhof het bevind dat die gelykheidswet se bepaling oor haatspraak ongrondwetlik is, omdat dit te wyd is. En dit beteken dus dat aanstootlike uitsprake wat nie geweld aanhits nie haatspraak kan wees nie. So Daniel, spesifiek vir jou, iemand wat nou in die regte wêreld is, wat kan jy vir ons hierso meer van insig gee? Ja, ek spyt dat ek nie die deurbraak vryheid van spraaksaak in Suid-Afrika die afgelope jaar gehad het nie, maar nou ja, nie te min, ek sal steeds bly. Hierdie was Mark Oppenheimer. Hierdie was Mark Oppenheimer, een van my kollegas van wie ek gereeld werk. Hy het wonderlike werk Mense gedoen. lyk nie dieselfde nie, Ernst. Maar wat basies, ek wil net vinnig agtergrond gee vir die luisteraars wat nie weet presies wat het gebeur met hierdie saak nie. Dis 'n meneer Kolane, hy's 'n voormalige ambassadeur, Suid-Afrikaanse ambassadeur in Uganda gewees, en hy het so ruk terug 'n artikel geskryf in die City Press, 2008. Hele ruk terug, want natuurlik die litigasie lank terug begin, waar hy gesê het, die opskrif van die artikel was "Call me names, but gay is not okay." En uit die aard van die saak was dit maar redelike homofobiese anti-gay artikel gewees, en as gevolg daarvan is hy toe nou van haatspraak aangekla, en het gesê hy het aanstootlike woorde gesê wat sleg is en seer maak vir mense wat gay is. En die saak is nou deur gelitigeer en dit het gekom tot by die Hooggeregshof van Appel, en die lank en die kort is die Hooggeregshof van Appel het gesê die wet op haatspraak, soos die gelykheidswet en die haatspraakwet, as mens dit so kan sê, dis die twee saam. So 'n spesifieke bepaling, as artikel 10 sê dat is eintlik snaaks verwoord. Hy's nie behoorlik geskryf nie. Ons weet nie is die drie bepalings dat dit moet seer maak en dit moet aanstoot gee en dit moet geweld aanhits, of al drie daai bepalings aan voldoen moet word nie, en of dit net een van hulle is nie. En op grond daarvan het die Hooggeregshof van Appel gesê, wel, dit gaan verder as wat die grondwet self sê. Artikel 16 van die grondwet sê, beperk dit net tot hierdie drie goed, en dit moet al drie van hierdie dinge wees vir dit vir dit om haatspraak te wees. En die Hooggeregshof van Appel het gesê, wel, uit die aard van die saak strook dit nie met die grondwet nie, dus is dit ongrondwetlik. Maar 'n belangrike punt is, die saak is nou, dis nou die bevinding gewees deur die hof, maar dit moet nou wel nog bevestig word deur die grondwetlike hof, en ons het nog 'n hele paar hekkies om eers oor te kom voordat ons met sekerheid kan sê hierdie bepaling, artikel 10 van die haatspraakwet, is ongrondwetlik. So Daniel, hierdie is iets waar ons al verskriklik baie politiek gepraat het, veral die Wiki Momberg saak en verskeie goed wat aan die Ngitama gesê het en so aan. So ek wil eintlik vir jou 'n opvolgvraag vra as ek mag. Natuurlik, van die begin af het ek eintlik die standpunt ingeneem. Ek dink is redelik in lyn met die Amerikaanse wetgewing en iets wat ons bespreek het, en ek dink eintlik maar op grond van ons besprekings het dit vir my sin gemaak dat wanneer jy nie openlik roep vir iemand se lewe om geneem te word nie, dan behoort dit in 'n groot mate toegelaat te word. Jy moet aanstoot kan gee om vorentoe te gaan as samelewing. Jordan Peterson ook sê, wat beteken hierdie uitspraak vir die Wiki Momberg saak? Wat beteken dit vir Andile Ngitama en verder vir Suid-Afrika? So dis belangrik, en hierdie is iets wat ek dink baie mense verkeerd kry vir al die afgelope ruk. Wiki Momberg is nie vir haatspraak tronk toegestuur nie. Sy is tronk toegestuur vir crimen injuria. Dis twee verskillende goed. Haatspraak is 'n sivielregtelike proses wat gevolg word. Crimen injuria is 'n strafregtelike proses. En crimen injuria is net in Suid-Afrika wat jy Nee, nie net uitsluitlik in Suid-Afrika nie. Daar's 'n hele paar ander lande. Dis net, en dink ek Suid-Afrika is een van die lande wat ook nie heeltemal nie. Crimen injuria is wanneer basies wanneer jy sê jy het iets so verskriklik gesê teenoor daardie mense dat hom regtig gekrenk het. Dit is sy waardigheid aangetast, dus moet jy tronk toe gaan vir hoe ernstig jy sy waardigheid. So dis anders as haatspraak. Dis anders in haatspraak in die sin dat jy kan tronk toe gaan daarvoor. Okay. So mense verwar die twee, wat baie keer gebeur, veral in regsterme, maar dis ook te verstaan, want dit is maar redelike tegniese punte eintlik. Die verskil tussen die twee vir Jan Alleman en die mense op straat is dit maar net
haatlike woorde. So dit aan die een kant van Wiki Momberg. Vir al die ander sake, die vlagsaak van Dili se saak, die sake teen die EFF, al die haatspraaksake, al die werk wat die Menseregte Kommissie basies doen, het dit 'n enorme effek, want dit verander absoluut hoe ons dit benader. Daar was op hierdie punt was daar eintlik maar 2 benaderings wat gevolg word. Nou een wat ek dink reg is en dis die een wat hulle gebruik in die Hooggeregshof van Appel en dan 'n ander ene wat hulle gesê het dat haatspraak is subjektief. Dit gaan net oor hoe iemand dit ervaar of in dieselfde lyn hulle gesê het haatspraak kan net gepleeg word deur 'n bepaalde bevolkingsgroep. En dat haatspraak net gepleeg kan word wanneer jy diskrimineer, maar jy het ook mag. So dit het 'n groot invloed daarop en uit die aard van die saak as ons nou teruggaan na net artikel 16 toe van die grondwet, dan is dit 'n verskriklike nouer definisie van haatspraak. So in myns insiens ten minste 'n beter definisie. Ek dink dit is beter om dit te vernou, want ek dink die beste manier om slegte haatlike spraak teen te veg is met meer spraak sodat jy dit kan kritiseer en kan uitwys hoe belaglik dit is. Die probleem in Pepita in die gelykheidswet is dat jy het 3 subartikels A, B, C. Nou ons is nie seker of dit A, B en C is en of dit A, B of C is nie. Daai ontbreek van die woord en of. Is dit dalk ANC? Kyk, alles is nie ANC nie. Die kwessie hierso is die wet is soos Daniel sê sleg geskryf. As ek vir jou sê jy moet bottermelk en eiers gaan koop, dan weet jy dis bottermelk en eiers. As ek vir jou sê jy moet bottermelk of eiers gaan koop, dan is dit een van die 3 wat jy moet koop. En die wetgewer het hierdie wet so sleg geskryf dat die en of die of ontbreek as dit ware. So ons is nie seker of daai lysie 'n en-lysie is en of dit 'n of-lysie is nie. En as dit 'n en-lysie is, dan is dit baie nader aan die grondwetlike aan artikel 16, want dit beteken jy moet aan hierdie en daardie voldoen. Dis 'n moeiliker grens van kriteria om te ontmoet. As dit 'n of-lysie is dit 'n baie laer een. Dis soos dan sit soos in cricket, verstaan, net een van die paaltjies hoef te val, dan is jy uit. Dis nie al 3 die paaltjies hoef te val en dan is jy uit nie. Ja. So die goeie ding van hierdie uitspraak is dit bring 'n bietjie die malligheid en dit kry die malligheid in toom. Dit sê, weet jy, net omdat iets jou ontstel of net omdat iets haatlik is, daar's 'n verskil tussen haatlike spraak en haatspraak. En ek dink in 'n land soos Suid-Afrika moet ons heeltemal pragmaties en eerlik wees en ek dink haatspraak is 'n probleem. Ek dink artikel 16 van die grondwet doen genoeg om dit teen te werk, om te sê dat jy kan nie 'n aktief oproep om geweld daarin hê gebaseer op 'n spesifieke kategorie of klas van mense nie. Maar Pepita maak dit absurd. Pepita maak haatspraak, haatlike spraak as dit gevolg word op die Menseregte Kommissie se interpretasie en ons hoop, maar ons laat ons nie ons asem ophou nie, ons hoop dat die grondwetlike hof saamstem met die Hooggeregshof van Appel. Net vinnig vir die luisteraars dat presies verstaan hierdie en-of situasie wat Herman verduidelik het. Die artikel 10 van Pepita sê eenvoudig, hierdie spraak is haatspraak indien dit A sê dit seermaak, dis A, en dan sit nou en of, ons is nie seker nie, dit skadelik is of skadelikheid aanhits, of skade aanhits, en dan weer eens en of dit bevorder haat. So ons weet nie of dit al 3 hierdie dinge saam nie, die en-lysie en of dit die of-lysie is nie, en ons hoop nou dat die grondwetlike hof dit vir ons finaal sal bevestig, daarom hierdie uitspraak deur die Hooggeregshof van Appel gee vir ons 'n klein bietjie meer duidelikheid, en uit die aard van die saak oor hoe die Suid-Afrikaanse regstelsel werk, met die skep van president, is hierdie nou goed, want al die haatspraaksake wat dus nou voor Hooggeregshowe en laerhowe is in ons landdroshowe, moet nou hierdie lyn van argumentering volg van die Hooggeregshof van Appel. So dis 'n goeie verwikkeling oor die algemeen. Dit moet nou net hopelik, ons hou ons vingers gekruis, finaal bevestig word. Maar ek moet sê, ek dink dit is as iemand wat lief is vir die konsep van wetsinterpretasie en wetsuitleg, moet ek sê dat dit is vir my frustrerend dat ons in hierdie situasie is waar daar die vryheid was om iets te interpreteer wat beperkend is tot vryheid eerder as die teenoorgestelde. En ek dink hierdie is 'n wen in daai opsig, 'n meer verantwoordelike, sinvolle lees van die wetgewing deur die howe. Want soos wat Daniel dit nou daar gelees het, en ek dink dis subartikel B bevat die woord of alreeds. Precies. So mens kan argumenteer dat die wetgewer het nie vergeet die woord of bestaan nie. Hy het dit doelbewus in subartikel B gebruik, dus afleidend moet dit en wees. So hopelik staan die Hooggeregshof van Appel se redenering hierso. Ek dink dis goeie redenering en ons kan nou definitief 'n oogie daarop hou.
Maar nou gepraat van goeie redenering, gaan ons nou bietjie eers oor na iets wat miskien bietjie meer belaglik is en dit is weer in die cricketwêreld bietjie groot nuus. Paul, jy bietjie meer op ons daar te vertel. Ja, toe hulle nou so aangegaan het oor toe wonder ek of Suid-Afrika ooit weer 'n cricketwedstryd gaan wen. Ja, in Desember wanneer ons almal lekker sit in braai en Kerstyd. Nee, ek weet nie. En Kerstyd hou. Jy sien daar het ons 'n lekker of en 'n en. Nou ja, kerels, Cricket Suid-Afrika het mal geword. Ek kan eintlik maar net die storie daar stop, maar net omdat dit lekker is en net maar dit laat in die jaar is, gaan ek dit bietjie uitbrei. Sondag 1 Desember besluit Cricket Suid-Afrika om 5 top cricketjoernaliste se akkreditasie weg te vat. Onder andere Neil Manthorpe van SABC wat een van die mees geakkrediteerde cricketjoernaliste ter wêreld is, mag ewesklik nie meer oor KSA gepraat het nie. Stuart Hess van The Independent, Ken Boland, klomp van die stemme wat ons maar al die jare gehoor het. Goed, teen maandag is hulle akkreditasie weer herstel, maar die punt is, een van die Engelse koerante wat ek gelees het in voorbereiding sê dat dit laat mens dink aan die stasie benadering wat Italië gehad het. Dis letterlik jy maak die ouens net stil. Verder as dit is daar Sondag 1 Desember berig dat Graeme Smith het aanvaar dat hy direkteur van Cricket Suid-Afrika gewees. Toe moes hy op sosiale media gaan en sê, "Skus kerels, ek wil net sê ek het regtig nie die pos aanvaar nie." In Mei maand het die spelersvereniging Cricket Suid-Afrika hof toe gesleep. In September het Wes-Kaap Cricket vir Cricket Suid-Afrika hof toe gesleep. Hulle het 'n verlies van R200 miljoen gemaak in die afgelope jaar. Hulle blameer die Mzansi Super League wat hulle nou maar net weer aangebied het hierdie jaar. En net om nog so klein bietjie 'n kersie bo op die koek te sit, het Thulani Sibeko van Standard Bank, wat toevallig die hoofborg van Cricket Suid-Afrika is, maandag aand 5:00 'n noodvergadering gehou met Cricket Suid-Afrika omdat hulle glo dat cricket se reputasie op hierdie stadium in Suid-Afrika skade ly. Nou, daar's 'n lekker klomp feite. Die punt is maar net dat wanneer politiek en cricket meng, wel politiek en enige sport meng, maar wanneer politiek en cricket meng, is dit vir Suid-Afrika katastrofies. Dit het veroorsaak dat ons vir AB de Villiers verloor het. Openlik, hy sal dit nie sê nie, maar daai 2015 storie het skade gemaak. Ek dink dit gaan veroorsaak dat ons vir Faf gaan verloor en ek weet nie hoe lank dit gaan aanhou voordat daar net 'n bietjie sin in die hele storie gaan terugkom nie. En dan na die aard van die saak, die kersie op die koek is ons kan nie 'n freaking wedstryd wen nie. Ons kan dit doen. Ons kan nie enige groot kompetisie ons kan nie eers 2 beerte kolf nie, wel 2 beerte bil nie. Maar ek moet sê ek dink ons kan regtig hierso as ons nou gaan kyk na die politiek sport in die een geval wen diagram, in die ander geval 'n verloor diagram. Dankie, ek is hier tot Woensdag. Dan kan ons dan is hier 2 stories. Ons het aan die een kant rugby in Suid-Afrika en aan die ander kant cricket in Suid-Afrika. Wat het rugby in Suid-Afrika gedoen na hierdie verdwaal wandelroete van politieke korrektheid en kies mense op hulle velkleur eerder as op hulle meriete. Ons het weer ons gameplan gevolg van voorspelers met 'n goeie loskakel. En ons het mense aangestel op meriete. Ek bedoel Alistair Coetzee is vervang deur Rassie Erasmus. Maak dit saak dat hy 'n breinman was en hy 'n wit man? Nee, maak dit saak dat hy 'n goeie afrigter was en Alistair 'n aaklige afrigter? Presies. Dit is die kwessie hierso. So waar rugby Suid-Afrika geleer het dat jy dien die sport, jy dien die meriete van die spelers, want dan skep jy helde soos Mapimpi en Cheslin Kolbe en Siya Kolisi, verstaan? Skep dan jou helde deur sport. Waar rugby daai les geleer het, lyk dit asof cricket Suid-Afrika presies nog nie daai les geleer het nie, want tans is ons in 'n absoluut benarde posisie en ek dink ons almal kan met Paulus saamstem, dis oor die politiek. Ja, en ek dink die vraag moet wees waantoe nou. Sport het daai ongelooflike vermoë en dit sê ek nog altyd van cricket. Cricket het daai vermoë om regtig die hele Suid-Afrika saam te bring. Ek onthou 'n ruk terug het ons letterlik op so 'n punt gestaan dat jou eerste kolwer is 'n moslim man van Durban af. Jou tweede kolwer is 'n Engelsman van Johannesburg af. Jou derde kolwer is 'n Afrikaanse ouetjie van Warmbad af. Jou vierde kolwer is 'n Khoza ouetjie. Verstaan, dit is regtig nou die Engelse span of die Australiërs. Die Australiërs. Nee, geluk aan Marnus Labeskag nie, ek sien hy doen baie goed. Maar nee, die punt wat ek maak is dat soveel as wat ons nie noodwendig daarvan hou nie, die Springbokke is baie sterk Khoza en Afrikaans. As mens gaan kyk na die span wat gewen het. Natuurlik Cheslin Kolbe wat 'n ander gemeenskap verteenwoordig, maar Suid-Afrika is hierdie verskillende gemeenskappe wat saam moet werk. En rugby sal daar uitkom, maar as gevolg van rugby se fisiese vereistes op hierdie stadium is dit, as jy gaan kyk na die beginspan, was dit maar eksklusief
hier en daar uitsondering waar hoofsaaklik Xhosa en Afrikaans eens gewees. Wat cricket kan doen is cricket kan regtig al 11 verskillende tale bymekaar bring en almal kan regtig en dis op hierdie stadium wat in Suid-Afrika aangaan. Dis hoekom dit vir my so belangrik is dat cricket moet werk en dit doen nie. En dis nie omdat ons nie die talent het nie. Jy kan in enige Suid-Afrikaanse dorpie op 'n Saterdagmiddag deurry, die kindertjies speel cricket in die strate. Hoekom sukkel ons so verskriklik om te kompeteer? Want daar's hierdie horribale administrasie wat geleenthede van jong mense weghou. En dis jammer. Ek het regtig meer om daaroor te sê nie, dis net vir my jammer. Ek het net 'n interessante besprekingspunt om hier op dalk bietjie te gesels. So, ek hoor 100% wat jy sê en ek hou van die boodskap wat jy probeer stuur van dit kan hierdie verenigend wees in die land, soos wat sport maar redelik gereeld al in ons geskiedenis was. Maar is die juiste probleem nie as mens probeer om hierdie sport te sien as hierdie verenigende meganisme, dat dit lei tot hierdie benarde posisie. So as mens sê, nee, maar cricket kan die geleentheid wees waar ons 11 verskillende groeperings van Suid-Afrikaners bymekaar kry, is dit nie juist die Presies, is dit nie juist die probleem nie. Moet ons nie eerder net sê, kies die damn cricket en so rugby spelers of Marite nie, dan sal dit uit die aard van die saak lei na wat regverdig en goed en reg is. Geldig, heeltemal reg en ek stel glad nie voor dat Marite prysgegee moet word nie. Wat ek net sê is ek dink op Marite het cricket werklik daai kans om die hele land te verteenwoordig vir die eenvoudige rede dat daar belangstelling is. Die gemiddelde Indiër in Durban stel nie soveel belang in rugby soos die gemiddelde Xhosa in Port Elizabeth of Afrikaner in Pretoria nie. En ek dink cricket het 'n baie meer universele liefde in Suid-Afrika. Of ons daarvan hou of nie, dit is gewoon so. Ek dink die verskil hierso is cricket 'n kunswerk of is dit 'n waterval? In die sin dat moet dit gemaak word om mooi te wees of is dit mooi as ons dit laat gebeur? En ek dink ons almal stem saam, dit is mooi. Die vraag is net, moet die staat, moet dit mooi gemaak word of is dit mooi van nature? En ek dink daar sou is gronde vir beide. In die sin dat cricket en rugby en sport was hierdie verdelende kwessie. Dit het 'n groot rol gespeel in apartheid, maar ook in die val van apartheid. Maar ek dink as ons 'n nie-rassige samelewing gaan wees, dan moet ons sport 'n waterval wees eerder as 'n kunswerk. Ons moet Suid-Afrika mooi laat wees, want Suid-Afrika, as jy die politici nogals wegvat, is 'n bloody mooi land. Nou ja, iets wat ons hoor op die ranglys lê in die wêreld as cricket is natuurlik datapryse. Daar lê ons redelik hoog in die wêreldranglyste. En nou is daar natuurlik 'n klomp dinge gesê oor datapryse. Daniel, wat presies is dit wat ons moet weet oor hierdie storie? Ek julle het gedink ek het passievol gepraat toe ons nou gepraat het oor vryheid van spraak, maar laat ek julle vertel van my onderwerp wat ek gedoen het. Hierdie datapryse ding is vir my verskriklik en dit ontstaan my ongelooflik baie. Die agtergrond hiervan is eintlik baie eenvoudig. Die Mededingingskommissie van Suid-Afrika het eenvoudig gesê dat datapryse in Suid-Afrika is te hoog en eintlik maar net indirek gesê dat internet toegang tot die internet behoort 'n reg te wees. Almal het reg tot die internet. Met ander woorde, al hierdie selfoonnetwerke, met ander woorde Vodacom, MTN, Cell C, moet vir elke Suid-Afrikaner elke maand gratis data gee. Nou, ons weet nie presies hoeveel, ek dink hulle het voorgestel 'n halwe gig, 500 megabytes. En hulle het gesê almal behoort hierdie te hê en nie net dit nie, het hulle verder gaan gesê nee, julle datapryse is te hoog, julle moet dit met tussen 30 en 50% verlaag sodat mense data beter kan bekostig. Nou my groot probleem hiermee is baie eenvoudig. Vodacom, Cell C en MTN het meer gedoen vir ontwikkeling in Suid-Afrika om vir besighede te help om te kan gesels en praat en handel te doen met die res van die wêreld as wat die Suid-Afrikaanse regering ooit gedoen het. Vodacom, MTN en Cell C saam het meer as 40,000 mense wat hulle in diens neem, direk in diens neem. Dan sit nie eers die ander duisende mense wat indirek as gevolg van Vodacom, MTN en Cell C 'n lewe maak hier deur selfone te verkoop, deur ligtyd te verkoop, al hierdie dinge te doen nie, of die kontrakteurs wat die torings moet opsit, al hierdie infrastruktuur skep werk wat Vodacom, MTN en Cell C doen. Nou kom die regering en sê, wel weet jy wat, ons hou nie van hoe julle doen nie, ons gaan julle kom reguleer. Nou wat dink julle gaan gebeur? Dink julle dit gaan eenvoudig wees dat Vodacom gaan net sê, okay, wel ons gaan nou die datapryse verlaag en hulle gaan nie die geld op 'n ander manier probeer inhaal nie. Hulle gaan dit probeer ergens invorder. Natuurlik gaan hulle al wie lei deur hierdie besluit is die Suid-Afrikaanse verbruikers en gebruikers. Dit is nie MTN en Vodacom wat daaronder lê nie. Regeringsinmenging, al wat dit doen, is dit maak die pryse op die ou ende hoër. Dit gaan nou dalk bietjie lekker wees, want ons kry almal hierdie halwe gig, dis lekker, maar op die langtermyn is dit net nadelig vir ons almal. Ek wil baie vinnig sê, ek het verskriklik hard gelag op sosiale media toe jy en Ernst nou ernstig oor hierdie storie gestry het en een van ons mede-podsenders, Roan, het toe so kommentaar gemaak van Stalin wat sy hand so en sê of to gulag nou. Jy weet wat gaan hulle vir Johan Rupert nou na 'n klein dorpie toe stuur as hy weier om sy pryse aan te pas.
Nee, wel, dit was sy reaksie was op wat eintlik 'n ander storie is wat ons kon oor gepraat het, was wat Cyril Ramaphosa gesê het oor die tronke waar hy wou gehad het dat kriminele daarso met harde arbeid, en ek dink dit is eintlik 'n baie interessante gesprek wat ons eintlik op 'n ander dag, ons kan miskien dieselfde debat episode daaroor hou, maar net vinnige gedagte ook by hierdie hele data ding. Dis meer 'n groter tema as die storie self. En ek dink ons leef in 'n land waar ons te veel praat oor regte en oor privileges en nie genoeg oor verantwoordelikhede nie. Die hele narratief rondom politiek in Suid-Afrika gaan net oor wat kan ons nog bykry en wat kan ons nog vir die mense gee, eerder as wat die mense kan doen om self hulle land beter te maak. Dis so daai aanhaling van JFK van moenie dink aan wat jou land vir jou kan doen, nie dink aan wat jy vir jou land kan doen. En ek dink sodra ons as ons eers kan begin praat oor hoe kan ons die land beter maak deur ons eie deur meer verantwoordelikheid te neem en wat se klein verskil kan jy persoonlik maak, gaan ons baie meer reg kry as wat die debat elke week en elke jaar gaan net oor is dit 'n goeie of 'n slegte idee om nog meer goed uit te deel vir mense. Ek dink dit is eintlik waar die groter debat bietjie weer moet terugskuif na bietjie terug na sinne toe moet kom. Ek moet sê my frustrasie met hierdie hele situasie is hoekom is datapryse in die eerste plek moeilik of hoog? Yes. Wel, want die kompetisieveld is moeilik om binne te dring. Jy kan nie as 'n jong entrepreneur van Soweto kan jy nie deel word van die groot kommunikasie-industrie of sektor hier in Suid-Afrika nie, want daar is ons ongelooflike hoë arbeidsregulasies en sektorale regulasies oor mag jy 'n selfoondiensverskaffer wees, mag jy 'n dataverskaffer wees. So die regering skep hierdie probleem. Hulle sit op barriers to entry. Ja, soos byvoorbeeld spektrumbeperkings. Hulle beperk dat mense die spektrum kan gebruik, want hulle sê nee, maar dit word net vir spesifieke maatskappye uitgehou. So hulle skep aan die eerste in die eerste plek skep hulle hierdie hekkies tot toegang. Dan kan jou Jan Alleman nie daai hekkies oorkom nie. So dan het die groot korporasies absolute vrye teels om die verbruiker uit te buit en uit te buit en uit te buit, want hulle weet die verbruiker het nêrens anders omheen te gaan nie. So dan sê hulle nee, maar hierdie uitbuitery is nou vreeslik. Die oplossing is baie eenvoudig. Maak dit makliker vir Vodacom, Cell C en MTN om 'n bietjie kompetisie te kry sodat ons reusies na goedkoper pryse kan hê en beter dienste. Dis regtig so eenvoudig soos dat jy kan nie die reën maak en dan in die reën staan en sê, "O gits, dit reën nie." Net daarmee bygesê, Suid-Afrika het in die afgelope 15 jaar het ons die dekking van hoëspoed selfoonnetwerke. Ek dink dit is omtrent, ek is so presies onthou, ek gaan nie presies bevestig nie, maar hierdie jaar 2019 het 87% van Suid-Afrikaners toegang tot hierdie hoëspoed internet. Met ander woorde 87% van Suid-Afrika se mense kan LTE, 4G, al die verskillende netwerke noem, daai tipe spoed kry. Hulle word gedek deur dit. So wat eenvoudig gebeur het, Vodacom, MTN en Cell C het net 'n ander rigting ingeslaan as wat ander maatskappye in die oorsee gebruik het. Ander maatskappye het gesê, "Wel, weet jy wat ons gaan doen? Ons gaan datapryse laag hou, maar die dekking gaan nie noodwendig so groot wees oor die hele land nie." Suid-Afrika het gesê, "Wel, ons gaan die datapryse bietjie hoër maak, maar almal in die land gaan dekking kan kry, want jy subsidieer op die ou en dan maar hierdie dekking by die klein plekke sodat klein dorpies nog steeds dieselfde internetspoed kan hê." En dis die kortsigtigheid wat ons het. Ons kyk nie na die breë prentjie nie. Ons sien net hierdie verskriklike die ewel kapitalistiese maatskappye wat natuurlik uit die aard van die saak sleg moet wees. Dit kan nie anders nie. Maar ons weier om na die breë prentjie te kyk en die totale prentjie te kyk. En so wat Herman reg uitgewys het, ons weier om te kyk dat wat het hierdie situasie in die eerste plek veroorsaak, en dit is regeringsregulasie en inmenging, soos wat ons nou maar net weer sien met hierdie datapryse. Ja, ons hoop dat vir jou as luisteraar dat datapryse so geprys is dat jy kan aanhou om politiek te luister teen 'n hoë spoed. Dis tyd om 'n oogie internasionaal te gooi, Herman, maar voordat we net Ja, ek wil net een opmerkingie maak. Ons hierso by politiek, ons het vanoggend 'n bietjie 'n penarie gehad oor daar's so 2 spesifieke gebeurtenisse in die week die afgelope tyd of in die nuus, die moord deur meneer Fritz Joubert en dan ook die moord by Menlyn Myn. En ons het gewonder of ons dit moet kies as 'n onderwerp. Maar ons het daarteen besluit vir hierdie week, want ons gaan wag vir die feite. Die feite is nog nie duidelik nie. Suid-Afrika het al reeds 'n probleem met mense wat inspring op stories voordat die dinge duidelik is. En ons by politiek, alhoewel ons hierdie wil bespreek, moes ons ongelukkig die besluit neem. Ons sal dit bespreek as die tyd reg is. Ons gaan dit bespreek wanneer die feite beskikbaar is.
So as julle uitgesien het na daai bespreking, asseblief hou duim vas of hou net 'n bietjie vas. Ons sal daarby uitkom, maar die feite moet eers 'n bietjie meer beskikbaar raak. Dan wend ons oë oor kan die waters en dan is daar die internasionale storie wat ek dink die afgelope week die belangrikste storie was en dit was die Londen brug terreuraanval. Nou dit is op 'n manier is dit vir my as iemand wat 'n klassieke liberale is wat glo in 'n betrokke maar 'n klein staat, is dit vir my amper die perfekte storie van hoekom my politieke oortuiging of hoekom ek dit aanhang. Jy het 'n regering, jy het hierdie man Khan, wat is sy voornaam? Usman Khan, 'n 28-jarige voormalige terroris wat opgesluit is, wat 'n vonnis van 16 jaar gekry het, waarvan hy net 7 of 8 gedien het, te make met 'n komplot om 'n terreuraanval in Londen te loods. En hy word vroeg uit die tronk uit gelaat, gebaseer op 'n 2008 stuk wetgewing wat die vroeë vrylating van terreur en van sekere kriminele outomaties goedkeur. Die paroolraad in Brittanje het geen kapasiteit om daai parool te weier nie. Dan is daar hierdie kwessie dat hy moes deel gewees het van 'n deradikalisasieprogram waar hy moes oortuig geword het dat die geloof wat hy aangehang het, die ideologie wat hy aangehang het, nie die regte ding is nie, en hy het deur daai program so tussen die krake deurgeval en die hier en daar mense oortuig wat hy moes oortuig. En nou, 'n paar dae gelede, toe sit hy 'n kunsmatige, nie 'n fake nie, wat 'n fake, 'n valse bombelt om sy lyf en hy 'n fopbombelt. 'n fopbombelt, vaderland. Hy gaan toe na 'n visrestaurant en hier beseer hy toe 2 mense wat toe sterf, 'n jong vrou en 'n jong man, tragiese verlies van lewe. So aan die een kant tot op hierdie punt het jy die staat wat misluk. Hierdie man moes nie uit op die straat gewees het nie. Die staat was wat misluk om hom aanspreeklik te hou en om die samelewing veilig te hou. Maar dan het jy 'n Poolse chef by die visrestaurant wat besef daarso is iets fout wat hierdie terroris bestorm met 'n stok. Dan het jy 2 ander mense wat bykom. Die een gryp 'n narwaltand van die muur van die restaurant af, die ander een gryp 'n brandblusser en hulle begin in die restaurant self hierdie man probeer beteel. Nou hierdie is 'n man wat nou net 2 mense doodgemaak het en hierdie 3 burgers vat hom aan met 'n stok, 'n narwaltand en 'n brandblusser. En ek dink net dit is die perfekte illustrasie van hoe mense waaragtig as individue 'n enorme rol kan speel in beveiliging, maar alle krediet aan die restaurant se personeel. Hulle het blykbaar het hulle noodprosedure tot die letter gevolg. Hulle het die hele tyd die veiligheid van mense in ag geneem en op die ou einde hierdie kon 'n baie leliker storie gewees het as wat dit op die einde was, so lelik as wat dit is. Maar ek dink daar is iets te sê. Daarso is ongelooflike bravade en moed en krag in jou Jan Alleman wat bereid is om 'n terroris met 'n stok of 'n narwaltand aan te vat. Maar iets wat nogal wel interessant is wat uit hierdie ding uitkom en ek het dit nie geweet nie, is dat byvoorbeeld vir selfverdediging pepersprei of 'n taser is verbân in Engeland. So jy mag dit nie gebruik nie. En dit is weens hoekom ons nou hierdie storie het wat eintlik absoluut eintlik belaglik is as jy luister daarna, dat 'n ou moes op die ou end hardloop en 'n narwaltand gaan vat. So dit is nou vir die mense wat nie weet nie, en van daai walvisse met die horings lyk soos 'n eenhoring. Ja, unicorn walvis. Ja, so hy moes daai tand gaan gryp het om die ou mee te steek en die ander ou het 'n brandblusser gegryp. So iets wat net vir my interessant hier uit is die feit dat dit is vir ons baie vreemd, maar hulle het hierdie mense leef in 'n samelewing waar jy nie eens byvoorbeeld hierdie ou met pepersprei kon takel of selfs met 'n geweer nie. Hier of weet enigiets regtig nie, maar jy moes eintlik die omgewing rondom jou gebruik het om hom te stop. En ek vind dit net baie interessant en 'n lekker interessante perspektief om bietjie te sien hoe ander lande werk. En ons weet in Londen is daar 'n mesmisdaad probleem. En daar's baie streng regulering van messe en die Londense polisie tweet elke nou en dan sulke foto's uit van messe wat hulle gekonfiskeer het. Wel gedaan, Perre. Hier het jy 'n terroris met 2 messe en duidelik het dit gehelp want die terroriste, ja, hulle gaan natuurlik die mesregulasies gehoorsaam. Ek glo vas in daai gesegde van Louis L'Amour wat hy sê if guns were outlawed, only outlaws would have guns. En dit dink ek is dieselfde met narwaltande en messe.
Ja, voordat ons bietjie oorgaan na meer positiewe insetsels, vir die van ons politiek luisteraars wat reis deur die vakansie, veral Europa toe. Dis jammer dat mense dit moet sê, maar wees maar versigtig. Kersmarkies is 'n teiken gewees vir al die laaste 3 jaar. Omdat Kersfees histories 'n Christelike feesviering is, ek is seker is een van die redes, daar is natuurlik ander redes, is maar 'n gemaklike versameling van mense. Wees maar op jou hoede. Nou ja, kom ons draai maar net so 'n bietjie na ietsie meer positief toe. En ons 'n paar blinkkant bo insetsels hierdie week. Iets wat nou hierdie week gebeur het wat ek nogal baie interessant vind is die feit dat ons het 'n nuwe swaar metaal band op die blok met die naam Soms Wen die Wolf en hulle het hulle eerste liedjie nou vrygestel maandag, wat hulle al Vrydag het vrygestel, maar dit is nou maandag op YouTube gelaai. So jy kan gaan kyk, die liedjie se naam is Wolf, hoe laat is dit? En daar's 'n paar mense betrokke wat baie naby aan hierdie gebou werk. So miskien gaan kyk bietjie wat daar aangaan, miskien is dit smaak dit lekker op jou oordrom. Ja, dis nou goed en wel en baie oulike ouens is regtig nie my musiek smaak nie. Dis goed vir Afrikaans, dit wys ons dit werk. Maar ja, dan kom ons by 'n baie positiewe volgende ding. Ons het natuurlik so 'n paar weke terug gesê dat ons gaan hierdie jaar bietjie die potjies uitgee, die politiekpryse en die resultate is in. Ja, baie dankie aan al die luisteraars. Ons het regtig 'n ongelooflike goeie reaksie gekry en ons is spyt dat ons net vir 4 mense kan pryse uitdeel. So baie dankie ook aan die borgers van die prys wat vir ons die boek In Gesprek met Waldemar gegee het en ons gaan sommer voordat ons die wenners van ons kompetisie aankondig, vir 4 gelukkige luisteraars, gaan ek net die kategorieë aankondig. Ons het vir jou as luisteraar gevra om te stem en hier is die resultate. So die hofnar van die jaar in 2019 verkies deur jou as die luisteraar is meneer Panjasa Lesofie. Baie geluk meneer Lesofie. Nie verbaas nie. Dan die politikus van die jaar is die meerderheidsstemme gegaan aan Helen Zille. Die beste nie-fiksie boek van die jaar in 2019, weer eens deur jou as die luisteraar, is gekies as The Right Side of History deur Ben Shapiro. Die Suid-Afrikaner van die jaar, en hierdie moet ek sê is interessant vir my, het gegaan aan Rassie Erasmus, en weer eens dink ek, wys dit net hoe belangrik is sport vir ons en luisteraars in Suid-Afrika. Ja. Alles gaan nie oor Rassie. Alles gaan nie oor Rassie, presies. Party het gaan oor Sia. Die nuusstorie van die jaar was die Rugby Wêreldbeker. Die tweede beste Suid-Afrikaanse potsending in die land is gekies deur julle as die luisteraars as Renegade Report. Baie dankie vir almal wat deelgeneem het. En as jy regtig wil weet wat is die eerste beste potsending, dan moet ek en jy 'n gesprek hê. En laastens is die nuusmaker van die jaar verkies as Ernst Roots. Baie geluk Ernst, mag jy gitaar speel van vreugde. Ons sal ook uit die aard van die saak al hierdie pryse net bekend maak op sosiale media indien jy dit gou weer wil naslaan. Wat vir my interessant is met daai spesifieke meningspeiling is soms wen die wolf. Dis snaaks want grappies. Nou goed, ons het 4 boeke, baie dankie aan Waldemar Pelser en aan Lapa Uitgewers. Toe Waldemar so maand terug hier by Politiek was vir 'n onderhoud, toe het hy ingewillig om vir ons hierdie boeke te gee as pryse. So ons het op heeltemal 'n krake manier 4 name getrek en vir die volgende persone, as jy ons sommer op sosiale media wil kontak, ons sal ook met julle probeer in kontak tree. Laat weet ons hoe en waar en wanneer kan ons jou prys vir jou bring. Ons wenners in geen spesifieke volgorde nie: Marlene Fore, Nathaniel Lewis, Johan Bradfield en Cornelius Schenk. Baie geluk aan julle en dankie aan almal wat deelgeneem het en ons is jammer dat ons nie meer pryse kon uitgee nie. Hopelik in die toekoms het ons meer gereeld pryse wat ons kan weggee. Natuurlik mense hou daarvan om goed te wen. Miskien as ons 'n paar meer Patreon ondersteuners kry, kan ons begin om meer prysies uit te deel. Miskien volgende jaar. Ja, as hulle noot vir almal stuur vir 'n tweede prys. Jy kry 'n boek volgende jaar en dan trek ons weer, dan kry jy 'n $1 noot. Reg, so stilte in die Roots Garage is hierdie episode dan nou ook vereers verby. Ons nooi jou as luisteraar uit om ook self 'n bietjie te ontnonsens deur die gesprek voort te sit in die kommentaarafdeling. Ondersteun ons gerus op Patreon as jy hou van wat ons doen. Dit sal ons help om 'n kamera te koop om die grootste Afrikaanse politieke podsending ook op video te kan vaslê. Jy is ook welkom om vir ons resensies te los met jou klagtes en gedagtes.